Op hierdie opstanding Sondag bely ons die Here regeer, die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet die groot en gevreesde naam prys. U is heilig. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God, ons hemelse Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing as lofpsalm saam Skrifreiming 5-4. Skrifreiming 5-4, die ou Skrifreiming 10. Wie kan ons voor die regter daag God se uitverkore kind verklaar? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Die Paastriomf vers 1, 2 en 3 van Skrifreiming 5-4. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria. Dan bely ons dat ons saam in hierdie Paasnaweek vier, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag hierdie opstanding Sondag weer opgestaan het uit die dood, 40 dae daarna opgevaar het na die hemel en vir ewig sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, aan die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister na die Here se wet soos dit vir ons gegee is in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus.
Daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf verslapping, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As antwoord op die wet van die Here sing ons nou verder saam uit die Paastriomf, vers 4, 5 en 6. Die sal ons van die skuldstraf vry, het ons nou net gesing van Christus en sy liefde skei, verdrukking of vervolgingsnag, honger, naaktheid, gevaar, swaard van die geweldenaar. Nee, ons sal oorwinnaars bly, deur hom vir wie ons leef en bly. Skrifverhouding 5-4 vers 4, 5 en 6 waarna ons saam bid. Ons almagtige, troue God en Vader, ons dank U vir die ontsaglike voorreg om in hierdie naweek, die Paasnaweek, die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom te mag herdenk. Die mens wat van die begin af Adam en Eva al in die tuin, die band tussen ons en U gebreek, en toe deur die sonde van elkeen daarna, net soos die sonde ook in ons eie lewe, daardie band net verder gebreek het. Die kloof tussen ons en U net dieper en dieper uitgegrou. Nie deur U voorbeskikking ingegryp, deur U seun na die aarde te stuur om ons skuld te kom betaal. Daardie genadeoffer aan die kruis, die finale offer, die grootste offer van alle tye, waarin ons deur die geloof deel kry, dat U deur U groot genade vrylik aan elkeen skenk wat glo. Hoe ontsaglike wonder is dit nie. Nou kan ons op hierdie opstanding Sondag getuig en bely, U het opgestaan, die dood oorwin, en dat ons daarmee saam deel het aan die ewige lewe. Ons wil ons lofgesange laat opgaan. Ons weet ons is nog steeds sondige mense. Ons vra dat U ons sonde sal vergewe en ons al hoe sterker op hierdie pad sal maak saam met U. Dat ons mond en ons hande en ons dade en ons gedagtes altyd net 'n lofsang tot U eer sal wees. Ons vra dat U met ons elkeen sal wees in ons daaglikse doen en late, dat U ons sal vashou en bewaar, dat U ons altyd op U gerig sal hou, dat U woord die middelpunt van ons lewe sal wees, dat ons daarin en daardeur sal lewe. Mag dit ook nou weer so wees wanneer ons na U woord luister, dat die Heilige Gees kragtig in ons werk en die boodskap vir ons sal open,
Ons vra dat U sal wees met almal wat swaar kry. Ons bid veral vir die mense in Natal, vir die wat geliefdes aan die dood afgestaan en vir die wat alles verloor het. Vra ons dat U hulle sal vashou en hulle die krag sal gee om aan te kan gaan. So bid ons vir vrede, bid ons vir U kinders, veral in Oekraïne en in Rusland, dat die wat in Rusland is, hulle stemme sal laat hoor en profeties sal getuig teen hulle eie regering, dat U sal wees met die in Oekraïne wat baie swaar kry. Maar so ook U kinders reg oor die wêreld wat gebuk gaan onder vervolging, vra ons dat U hulle die krag sal gee om te kan staande bly vir U naam. Maar so ook met elkeen van ons, dat ons met wysheid en insig sal kan optree, met wysheid en insig altyd U naam sal kan groot maak. En so ook nooit bang of skaam sal wees om U naam te verkondig vir elkeen of hulle dit wil hoor of nie. Daarvoor vra ons dat U ons nou tot U sal rig en ons gedagtes en ons harte sal stil maak. Amen. Ons sing saam skrifruim 12:2, vers 2, 3 en 4, dis die ou skrifruim 27, vers 2, 3 en 4, hy wat die Gees ontvang is, die geheimenis is groot en die gebore is uit Maria, die maagdelike skoot wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmag ondergaan en al die angste van die hel. Skrifruim 12:2, vers 2, 3 en 4, ons sing dit sittende saam. skriflesing kom vanoggend uit Johannes 20 en Markus 16. Johannes 20 en Markus 16. Johannes 20 lees ons saam vers 1 tot 9. Die Sondag môre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het. Petrus en die ander disipel het uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel was vinniger as
Die ander disipel het vinniger gehardloop, het vinniger as Petrus gehardloop en eers by die graf gekom. Toe hy vooroor bid, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan. Na met Simon Petrus ook daar aangekom en toe het hy in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Dan ook Markus 16 vers 9 tot 14. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy het vir sy disippels gaan vertel wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jesus aan die 11tal self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hulle hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Ons lees saam tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vandag in besonder, maar elke Sondagmôre wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, dan gaan dit tog juis daaroor dat ons gedenk dat ons Here Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Want dit is tog waar die gebruik dat ons op Sondag by mekaar kom vandaan gekom het. Die Saterdag wat ingestel is, was die Saterdag. Maar hierdie grootste gebeurtenis wat ons hele geloof rigting gee, het gemaak dat dit die dag is waarop die vroeë Christene by mekaar begin kom het. Juist die Sondag. Veral ook omdat hulle in die begin in die sinagoges nog steeds by mekaar gekom het as Jode. Nou dan het die Jode wat nie in Jesus geglo het, die op die Sondag of die Saterdag, die Saterdag by mekaar gekom, maar die Sondag kon die nuwe Christene dan hierdie opstandingsdag vier en kon hulle by mekaar kom in die sinagoge. En nou het ons deur hierdie naweek Vrydag geweet en bely en gedink aan dit wat ons Here Jesus vir ons deurgegaan. Veral die goeie Vrydag. Ons Here Jesus wat die helse pyn, die bange smart, die Godverlatenheid tot in die dood toe gelei het. En dit alles om ons ontwil. En nou op hierdie oggend, die oorwinningsoggend, die opstandingssondag, vier ons hy wat as oorwinnaar uit die stryd uitgetree. Die feit dat hy uit die doodheid opgestaan het vir ons as kinders van God natuurlik onskatbare en verrykende implikasies. Hierdie belydenis is so kragtig dat dit geen onaangeraak kan los nie. As die opstanding van ons Here Jesus Christus 'n feit in ons lewe is, as ons dit aanvaar nie net as een of ander oulike storie of teorie of visioen nie, maar as 'n vaste werklikheid, 'n historiese feit, dan verander dit elke liewe ding in ons lewe. Dan is daar geen aspek in ons lewe wat onaangeraak word deur dit. Dit verander alles. Want as dit waar is en ons weet dat dit so is, dan sê ons in die eerste plek daarmee iets, dan sê dit vir ons iets van die God wat ons dien. En dan sê dit ook vir ons iets van 'n lewensingesteldheid, ons lewenswyse. Die manier hoe ons hele lewe word juis gerig hierin en hierdeur en hierop.
wonderlike troostvolle beloftes. Hier lees ons die Sondagmôre vroeg van die grootste gebeurtenis van alle tye, die beste, blyste boodskap wat al ooit op aarde gehoor is. En as ons dit verstaan en dit vir onsself aanvaar het, dan leef jy vir ewig. Dis 'n baie eenvoudige skeiding tussen die wat glo en nie glo nie. Tussen die wat vir ewig lewe en vir ewig gaan verlore gaan. Jy kan op hierdie aarde jonk en gesond en welvarend wees, maar oor jou lewe sal daar altyd 'n skaduwee hang van die ewige dood, die ewige verdorwenheid, as jy nie in die opstanding glo nie. Hierdie is die grootste boodskap van alle tye. Ons Here Jesus het opgestaan. Probeer jou as jy kan jou 'n oomblik indink hoe dit sou gewees het as hy nie opgestaan het. Dan het die dood en die hel die oorhand gehou. Dan was daar geen oop hemel, geen nuwe aarde, geen ewige lewe nie. Dan was ons nie nou hier saam nie, want daar sou nie 'n Christelike geloof gewees het en die Jode sou alles net vir hulle self gehou het hierdie laaste 2000 jaar. As daar nie 'n opstanding was nie, dan sou alles wat Jesus op aarde kom doen het, te vergeefs gewees het. Dan het hy te vergeefs aan die kruis gesterf. Dan het sy dood ons niks gehelp en dan het alles net by sy dood geëindig. Dan sou mense saak kon uitmaak daarvan dat hy alles wat hy gesê het, nie die waarheid, niks daarvan die waarheid was nie. Dat hy eintlik maar net nog een van daardie kultusleiers was in daardie tyd, wat gesê het, ek is die Messias, maar dit toe op die einde nie kon bewys nie. Dan was die dood van 'n dier nog meer verkieslik bo joune en myne. Want vir 'n dier is dit by die dood verby. Maar as jy nie glo nie, as jy onverlos is dit nie die einde nie. Na hierdie, as jy nou sterwe, is dit die begin van die ewige straf, sonder Jesus se opstanding. Want dan staan jy nog steeds in die hande van die heilige God, die regverdige God. Dan is jou lewe een van groot angs, van wanhoop, van hartseer, van 'n geknars op jou tande. Enige vreugde wat jy sou beleef het, is eintlik maar net 'n oombliklike kort wegvlug van die aaklige werklikheid. En nou sien 'n mens iets van daardie wanhoop, daardie hartseer, daardie absolute, alles is gebreek, niks is meer reg nie. 'n toestand by die disippels self. Die Vrydag aan die begin van die Sabbat, die Saterdag, op die einde van die Sabbat, is hierdie klomp manne bymekaar. En hulle is gebreek, hulle is verpletter, hulle is stikkend. Nou skielik besef hulle die konsekwensies van 'n dooie verlossing. Hulle het nie gedink dat dit ooit moontlik is nie. Hierdie is dan Jesus, hy is die Messias, hy is die een wat die Romeinse juk gaan afgooi. Ons gaan almal ministers in die paleis wees. Dit moes nie so gebeur het nie. Daar moes nie iets gewees het van 'n laaste asem wat uitgeblaas is nie. Hy was vir 3 jaar die middelpunt van hulle lewe, hy is hulle rabbi, hy is hulle alles, hy is die lig in hulle lewe, en nou skielik is daai lig weg en daar net duisternis. Hulle hoop, hulle verwagting, alles weggeruk van hulle af. Nou is dit amper asof daar net 'n totale verslaanheid oor is. Want wat hulle betref is hy dood. Alles is verby. Al wat hulle nou nog kan doen is om in hierdie hopeloosheid net 'n bietjie liefde en omgee aan sy lyk te betoon. Maar dat hy opstaan om die dood te oorwin, dit kan en wou hulle nie glo nie. Dis juist om hierdie rede dat die leuen wat die Joodse raad in daardie tyd vir die mense vertel het, dat die disippels die liggaam gesteel het, eintlik so heeltemal onlogies is.
Hierdie mense, hierdie disippels is tot in hulle diepste wese in gebreek, stikkend, verslae. Hulle moes na die intog in Jerusalem, waar almal skree, halleluja, en Hosanna skree, moes hulle mos daar opgeruk het, na Pontius Pilatus se goewerneurswoning toe, en hom daar uitgeruk het, en sonder vir Herodes uit sy paleis uit ook gaan uitgooi het, en alles oorgeneem het. Dis wat my Messias moes kom doen het. Jesus die aardse koning van die Jode, hy wat hulle uit die mag van die Romeine gaan bevry. Hierdie drome, hierdie ideale realiseer natuurlik nie. Ons weet wat gebeur het, Jesus is gekruisig, hy is dood, en saam met sy dood al hulle hoop en verwagting ook. En nou hoor hulle dat hy nie meer in die graf is nie, dat hy opgestaan het. En hulle eerste natuurlike reaksie is, ek wil dit nie glo nie, ek kan dit nie glo nie. Het is moeilik vir my om dit nou te glo. Jesus moes 'n paar keer aan hulle verskyn. Hy moes vir Thomas voor die ander sê, kom, steek jou vinger in die gate in my hande. Kom, steek jou hand hier in die wond in my sy. Wanneer hy aan Maria verskyn en met haar praat, herken sy hom nie eers nie. Sy dink nie eens aan die moontlikheid dat hy kan wees nie. Vir haar is Jesus dood. Nou lees ons in Johannes 20. Johannes het die graf ingegaan, en hy het gesien, en hy het geglo. Johannes het iets in die graf gesien, wat hom dadelik laat glo het dat Jesus opgestaan het. Ons loop seker nou die geskiedenis so 'n bietjie vooruit. Onthou voor dag, daar in die oggend, het die engel gekom en die klip weggerol. Jesus het in heerlikheid opgestaan. Die wagte het soos dooies geword van skrik. Maria Magdalena het gekom om die liggaam met speserye te behandel, en sy was verslae toe sy hom nie daar kry nie. Nou het hulle niks, nie eers 'n lijk om aan eer te betoon nie. Sy hardloop na die disippels toe. Hulle het ons Here Jesus gesteel, sê vir hulle die lijk is weg. Nou hardloop Petrus en Johannes graf toe, en Johannes is vinniger as Petrus, en hulle gaan stel ondersoek in, en Johannes bid in, en hy gaan in. En dan sien hy iets wat sy ongeloof laat wegsny. Hy kyk net een keer, en dan glo hy vir altyd. Dit moet seker iets merkwaardigs gewees het wat hy daar gesien het. Wat kom dit dan gewees het? Die doeke het daar gelê. Presies soos toe die liggaam in hulle toegedraai was. Daai doeke met die amper gipsmengsel wat hulle aangesmeer het nog daar gelê. Die vorm van 'n liggaam gehad. Soos wanneer 'n vlinder die omhulsel van 'n papie verlaat. Die vorm was nog die van 'n liggaam. Maar die liggaam self was nie meer daar. Dit is amper asof die liggaam net so skielik verdamp het, sonder om die doeke se vorm enigsins te steur. Daarom gaan Johannes in een oogblink sien hy en hy glo. Die liggaam is nie gesteel nie. Hy het ook nie maar weer lewendig geword soos wat hy vroeër was nie. Die liggaam van ons Here Jesus is nou skielik 'n verheerlikte liggaam. Word nie meer deur lappe of mure of ruimte of afstand beperk of vasgevang nie. Ons lees verder in Johannes Evangelie dat die disippels by mekaar was en dat die deure gesluit was want hulle was bang, en Jesus staan toe skielik sommer daar tussen hulle. Jesus leef. En om dit te weet het die disippels se lewens heeltemal verander. Nou wat hulle daar in die graf gesien het, kon hulle nooit weer dieselfde mense wees nie. Ja, vroeër was hulle te lafhartig om te erken dat hulle Jesus ken. Maar nou skielik, nou is hulle nie meer bang nie. Daar is nie een van hulle wat nie bereid is om vir die waarheid van die evangelie van die opstanding te sterf nie.
Dis die kern van die boodskap wat hulle reg oor die wêreld uitdra. Daai klomp manne wat so bang was en daar agter die geslote deure weggekruip het, versprei die evangelie van Engeland af tot in Rusland en Indië en China en verder. En hulle het met vreugde daarvoor gesterwe, elkeen van hulle. Jy sterf nie vir 'n saak waaroor jy nog twyfel nie. 'n beroemde Amerikaanse regsgeleerde wat 'n deskundige was op die terrein van bewysleer, het die opstanding gaan bestudeer asof dit 'n regstaak is. En hy gaan kyk na almal se getuienis daaroor en hy sê dat die getuienis van die opstanding van Jesus elke toets van die reg kan deurstaan. So wêrelds gesproke is dit ook bewysbaar dat dit wel gebeur het, dat dit 'n vaste historiese feit is. Maar wat beteken dit vir ons? Wat sê dit vir ons in ons harte? Is nodig om dit te vra, want ons baie mense vir wie dit eintlik nie iets beteken. Die enigste betekenis wat dit ooit vir hulle sal sê is dat hulle 'n ewige wroging het en hulle self verwyd. Hoekom het ek dit maar nie net geglo nie, toe daar nog tyd vir genade was nie? Of selfs het ek dit toe maar opreg geglo in steede van om myself en die dominee en my ouers te bedrieg. Nou is dit te laat. Nou dat ek die lewende Jesus op sy verre troon sien sit, daaroor kan die groot kloof wat my van hom skei, nou is dit te laat. Maar as jy glo, nie net as historiese feit of historiese werklikheid dat Jesus opgestaan het nie, maar as jy jou hoop en jou vertroue, as dit die grondslag van jou lewe is, dan beteken dit vir jou ontsaglik baie. Jesus het vir jou die dood oorwin. Ek sal opstaan in 'n verheerlikte liggaam gelykvormig aan sy verheerlikte liggaam. Ek sal opstaan nie net as 'n gees nie, maar in 'n werklike warm liggaam. Nou stadig is ons nie partykeer eintlik net so stadig soos die disippels om hierdie ten volle te verstaan nie. So baie mense dink as hulle die verlossing beerwe, sal hulle soos engeltjies in die wolke rondvlieg en die harp speel eendag. Nee. As jy nie geloof jou verlosser Jesus Christus omhels, sal jy opstaan in 'n nuwe verheerlikte liggaam. 'n Liggaam vol krag, heerlikheid, onverganklik. 'n Liggaam waarin die Gees van God woon en heers in ewigheid op hierdie verheerlikte nuwe aarde. En dit gee vir ons 'n sekere vaste hoop vir die toekoms. Daarom staan ons hele aardse lewe ook in die lig van die toekoms. En dit beteken al is ons nou siek, al kry ons nou swaar, al neem ons kragte af, al ly ons die pyn van honger, al is ons in 'n oorlog, al ervaar ons al die vyandskap wat die mense van hierdie wêreld kan uitdink, kan niks die lig van hierdie ewige en vaste hoop in ons lewe en in ons harte uitdoof nie. Na hierdie lewe is daar 'n ewige heerlikheid, want Jesus het waarlik opgestaan. Iemand wat glo in die lewende Jesus, lewe anders. Dan is jy 'n blymoedige mens, want jy het iets om na uit te sien. Jy's 'n mens met perspektief, want jy weet, daar is meer as net dit wat op hierdie aarde is, om voor te lewe. Jou prioriteite is anders as die van een wat niks het om na uit te sien. Jy het die boodskap om uit te dra. Die wonderlike boodskap, die wonderlikste nuus wat daar al ooit was. Jesus leef, my verlosser leef vir my. Dan ontvang jy ook die krag van die Heilige Gees om daardie boodskap verder uit te dra. Amen. Kom ons bid. Almagtige, ewige God, in hierdie oggend is ons bede net 'n lofsang na U. 'n Lofsang dat U ons gered het. Dat U die dood oorwin het en aan ons elkeen 'n ewige lewe skenk.
dat dit vir ons vas is in ons Here Jesus Christus, dat ons kan weet ons leef want U leef, dat daar die ewige hoop vir ons vas is, geanker is in hierdie waarheid, en dat die Heilige Gees dit vir ons op die harte druk. Ons vra dat U ons altyd daarop sal laat fokus, maar dat U ons in hierdie dag sal lei en bewaar en dra, wees met ons en ons geliefdes, wees met almal wat hierdie naweek weg was op reis, bring hulle veilig terug. Ons vra dat U ons geseënde tyd saam sal gee as familie en vriende, en dat ons so U naam sal groot maak. Amen. Daar is 'n geleentheid vir die opneem van die liefdeval. Die begin en einde, die alfa en die omega, woord is ek wat kom. Hou my wet en woorde tot jy die poorte veilig binnekom. Skrifverhouding 7-2 vers 1 en 2 in stilte. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.